Goeiedag, ek groet u weer eens hier uit die Weeslig kantoor. Het is vir ons 'n besondere eer om met u oor die lig te kan gesels. My boodskaptema is gedagtes wat vernuwe moet word. Ons het almal waarskynlik gehoor hoeveel ons gedagtes ons lewens beïnvloed. Ja, al die teoloë, die leiers, die outeurs, het verskillende sienings oor lewe en politiek, maar die meeste stem saam dat ons gedagtes ongelooflik belangrik is en die rigting van ons lewe bepaal. Die apostel Paulus daag ons aan die begin van Romeine 12 uit om nie aan die wêreld gelykvormig te word nie, maar dat ons gedagtes vernuwe moet word. Ons verstand getransformeer moet word. Die Griekse woord vir vernuwing is anaskaianosis en dit beteken letterlik vernuwing. Volgens hierdie vers vind ons transformasie plaas wanneer ons verstand in vernuwing oorgaan. Ons weet dat 'n opknapping plaasvind wanneer iemand die voorkoms van hulle huis of hulle besigheid wil verander. Miskien is dit omdat dit iets gebreek of beskadig is, of dalk moet dit net 'n nuwe gesig kry. Geestelike vernuwing is soortgelyk. Wat 'n soort opknapping het jou verstand nodig? Miskien is jy steeds gefokus op die gebroke en die seer gedagtes wat jy al jare lank het. Dan kan dit wees dat jy 'n verouderde opname in jou kop rondspeel oor en oor, want iemand vir jou gesê het toe jy 'n kind was. Hier is 'n paar uitwerkinge van ons seer wat nie meer gedeel is nie. Vind jy jouself konstant dat jy kla? Is dit vir jou maklik om te fokus op die dinge wat verkeerd kan gaan in jou lewe? Ja, jy sien altyd net die negatiewe. Is jy jaloers op ander en hoe hulle lewens beter lyk as joune? Voel jy nie goed oor jouself nie? Dis alles uitwerkinge van seer wat op ons lewens is, en daar's nog baie meer, ek het maar net 'n paar gekies. Of ons nou gewoonlik 'n positiewe lewensbeskouing het, of elke dag worstel met wat ons in ons gedagtes obsessies oor is, ons kan almal hier baie leiding gebruik as dit by ons gedagtes kom. Dikwels verwys ons na ongewenste gedagtes as negatief of sleg, maar wat dit eintlik is giftig. Ek sê dit in Engels, poisonous mindset. Al het baie van ons gedagtes dalk nie veel waarde nie, het hulle wel 'n invloed op ons lewe. Sommige is ongelooflike gedagtes wat ander ten goeie beïnvloed, terwyl baie van ons gedagtes negatief is. Dit is dus waar ons nie elke gedagte wat verander moet word, kan verander nie. Ons kan ook ons gedagtes dink en probeer om toksiese gedagtes te verander. Kom ons toets ons gedagtes. Dit was Steven Furtick wat gesê die gedagtes wat jou in gevangenis hou, bepaal die rigting van jou lewe. Ja, elkeen van ons het baie gedagtes. In werklikheid glo die kennis dat al ergens tussen 60.000 en 80.000 per dag deur jou verstand gaan. Dit is so gemiddeld 2.500 tot 3.300 per uur. Dis merkwaardig, is dit nie? Dis so wonderlik wees as al ons gedagtes net goed was, maar baie van hulle is negatief en giftig. Die goeie nuus egter is dat ons 'n gids het om ons te help om ons gedagtes te toets. Dis juist Paulus wat vir ons in Filippense 4 vers 8 sê, 'n goeie gedagte is
oor iets wat ons moet dink. Hierdie vers sê vir ons moet dink aan dinge wat waar is, wat eerbaar is, wat regverdig is, wat rein is, wat lieflik is, wat loflik is, wat deugsaam is en lofwaardig is. Ek lees hierdie teksvers uit die Amplified, want dit vir my so diepte daarin hoe hy dit beskryf. For the rest, brethren, whatever is true, whatever is worthy of reverence and honorable and seemingly, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely and lovable, whatever is kind and winsome and gracious, if there is any virtue and excellent, if anything worthy of praise, think on and weigh and take account of these things. Fix your mind on them. Hierdie laaste gedeelte, enigiets wat waardig is en geprysenswaardig is, laat jou gedagtes dit opneem en weeg dit en neem rekord van alles wat jy dink. Kom ons breek hierdie elkeen van hulle so 'n bietjie oop. Die eerste een sê waardig, waar en eg. Een van die belangrikste dinge oor ons gedagtes te oorweeg, wanneer daar 'n gedagte by ons opkom, moet ons onsself die vraag afvra, is dit waar of is dit 'n leuen? Te dikwels is ons gedagtes nie waar nie. Ons moet fokus op wat eg is. Ja, die egte een, Jesus, wat gesê het, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. In ooreenstemming met God se woord, hy is die waarheid en ons moet, wat waar is, die waarheid in ons gedagtes kry. Die tweede ene sê eerbaar. Omdat ons kinders van God is, beweeg ons in die hoogste geleedere. Ons gedagtes moet dus koninklik of goddelik wees. Nie op arrogante manier nie, maar omdat ons onsself nie toelaat om onvriendelik of afstootlik te dink nie. Want dit wat jy dink, dit gaan jy wees. Tree ons altyd eerbaar op? Of laat ons toe dat die leuen ons baie keer bedrieg en ons vir ander mense aanstoot is? Die derde ding wat Paulus uit hierdie skrifgedeelte sê is regverdig. Soveel mense wil reg wees. Om die een te wees wat nooit verkeerd is nie, is ons doel. Ja, ons verdedig onsself, ons wil altyd reg wees. Maar dikwels laat ons nie toe dat daardie begeerte om reg te wees ons gedagtes deur te dring nie. Ons reageer so maklik en dan raak ons offended. Om regte gedagtes te dink beteken om akkuraatheid en toepaslikheid toe te laat om jou te lei. Die volgende ding wat Paulus na verwys is 'n rein. Om rein van hart en denke te wees is nie so moeilik soos dit lyk nie. Dit is bloot om te kies oor eties korrek, die goeie en die regverdige en eerlike dinge te doen. Ja, dit spreek van integriteit. Ken ons hom wat ons waarlik wil lei, sodat ons rein gedagtes altyd deur in ons lewe sal toelaat. Nou kom Paulus en dan sê hy vir ons lieflik. Dit is 'n woord wat nie baie gebruik word nie, maar dit behoort te wees. Om lieflike of pragtige gedagtes te bedink beteken om die mooi en die pragtige in die lewe te kan sien en ons gedagtes toe te laat om oor hierdie dinge te dink. Ja, ons sien altyd die lelike in die mens, maar Paulus kom en sê, ruil daardie lelike met die lieflike, want God het alles mooi gemaak. Dan sê hy deugsaam. Om bewonder te word is iets wat die meeste mense wil hê.
maar wil ons bewonderingswaardige gedagtes hê. Gedagtes wat geloofwaardig en onskeidbaar is. En ons toelaat dat ons prysenswaardige manier te kan lewe. Hoe deegsaam is jou gedagtes? Ja, hy sê ook, loflik. Die beste van die beste is wat uitstekend is. Wanneer ons gedagtes uitstekend is dit uitstekend, uitsonderlik en fantasties. Uitstekende gedagtes lei ons na uitstekende lewens. Ja, vriende van ons, die vroukie het altyd gesê, wanneer ek na mense kyk, dan soek ek altyd die mooi in hulle om hulle lof toe te swaai. Nou kom Paulus en sê hy lofwaardig om te prys. Watter gedagtes verdien lof? Ja, net gedagtes oor God, oor sy weë, sy planne en sy skepping, om maar net 'n paar te noem. Dis veilig om te sê dat wanneer ons gedagtes by hom is dit 'n goeie ding. Ons kan ons gedagtes elke dag toets. Ja, toets jou gedagtes, wanneer daar 'n gedagte by jou opkom, is dit lieflik, is dit loflik, is dit deugsaam, is dit eerbaar, is dit lofwaardig en prysenswaardig. Ons moet dit doen elke dag. Ons moet uiteindelik nie baie van ons gedagtes toets nie, want ons moet reeds daar wees. Ja, elke keer wanneer ons moet ding, moet ons voldoen aan hierdie standaard wat Paulus vir ons hier gegee het. Ons moet elke negatiewe gedagte wat ons bewussyn nader, moet aangespreek word en aangepas word. Maar ons kan beslis probeer om ons gedagtes wat toksiese gedagtes is te bevry, een gedagte op 'n slag. Ja, die woord van die Here sê, neem jou gedagtes gevange. Om gedagtes gevange te neem, beteken dat dit te beheer in plaas daarvan, dat hulle jou laat beheer, het Priscilla Sirrer gesê. Ons is geskape na die beeld van God, en ons is sy meesterstukke. Hoe sou ons lewens wees as ons geleef het asof ons daardie waarheid glo? Die grootste rede waarom ons dit nie doen nie, is dit ons die toksiese gedagtes in ons lewe toelaat en dan hardloop hulle rond soos 'n platespeler wat vashak oor en oor en oor en oor. Ja, ons kan nie toelaat dat hulle ons lewens bepaal nie. Ons moet kies om hierdie gedagtes vas te vang. Om ons gedagtes gevange te neem, gaan een van die moeilikste gevegte wees waarin jy jouself betrokke raak. Dit is soveel makliker om net die toksiese gedagtes te laat gaan en jouself daardeur te vermaak. Die moeite kom wanneer ons in die stryd betrokke raak. Selfs al oorweeg ons om ons gedagtes, kan ons dit nog steeds gevange neem. Dit is beter om dit te laat doen, as om maar net voort te gaan in hierdie manier van denkpatrone. Wanneer die Bybel sê ons gedagtes gevange neem, beteken dit dat ons die mag om iets daaroor te kan doen. As kinders van God leef dieselfde krag wat Jesus uit die dode het opgewek het in ons. Met die hulp van Heilige Gees kan ons gedagtes bestuur. Kom ons vat 'n voorbeeld. Kom ek sê daar is iemand in jou lewe wat jy moet vergewe. Elke dag onthou jy wat hulle aan jou gedoen het. Jy kan dit nie loslaat en daarvan genees word nie. Jy begin en jy die mag om te dink, ek hoef nie regtig hierdie mense te vergewe nie, of wat het hulle aan my gedoen is onvergeeflik, is die woorde wat uit ons mond uitkom. Hierdie is giftige gedagtes wat jou vasvang.
Ja, die oomblik wanneer ons kies om te kan sê, ek gaan hierdie mense vergewe, ek gaan hulle vryspreek wat hulle aan my gedoen het, is dit nie hulle wat vry is nie, hulle gaan aan met hulle lewe, dit is jy wat vrykom. Jy mag bid, God, ek kies om hierdie gedagte op sy te skuif en te plaas, om dit te oorweeg, wil ek nie weer daaraan dink nie, want ek weet, dat u die volle prys aan die kruisheid van Golgotha vir my betaal het. 2 Korintiërs 10 vers 5 sê hierdie woorde, terwyl ons planne verbreek, die planne van die Satan, die skanse wat opgewerk is teen ons, teen die kennis van God, dat ons elke gedagte gevange moet neem en dit gehoorsaam maak aan Jesus Christus. Nou vra hy vir my, en hoe doen ek dit? Wanneer dit opkom, daardie plan wat die Satan het, daardie gedagte wat hy vir jou gee, Satan, in die naam, bo elke naam, die bloed van Jesus is teen jou, ek stop hierdie gedagte nou, omdat ek in die beste in wil gaan, omdat die Here my vreugde in my lewe wil lei, om ons geestelike energie te spandeer aan dinge wat daar bo is, in plaas van dit wat hier op die aarde is, want hier op die aarde breek net af. Hy, die Heilige Gees, is die een wat my elke dag in 'n nuwe lewe inlei, met gedagtes wat daar bo is. Wanneer ons gedagtes met die regte dinge vul, het die verkeerde dinge geen plek in ons nie, sê Joyce Meyer. Ja, ek en u moet kies. Paulus kom in Kolossense 3 vers 2, kom sê hy vir ons hierdie woorde, bedink die dinge wat daar bo is, wat nie op die aarde is nie, want julle het gesterwe. Ja, jou gedagtes moet ook sterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Kom ons vra die Here, dat hy deur Heilige Gees ons sal help, dat ons gedagtes altyd deur gerig sal wees op die dinge daarbo. Daar waar Jesus aan die regterhand van God die Vader is, daar waar heilig, heilig, heilig geskree word deur die engele en uitgeroep word, en almal neerbuig voor die aangesig van die Here. Ja, laat ons sulke gedagtes kry. Wanneer ons gedagtes dan daarop stel, sal die aardse dinge vir ons nie meer belangrik word nie. Kom ons bid saam. Vader van ons Here Jesus, dankie Here dat ons gedagtegang en ons patrone van dink, wat toksies is, wat negatief is en nie van U af is nie, Here, uit ons lewe uitkry, deur te fokus, Here, op wat U woord vir ons sê. Help ons, Here, ons het U nodig. Aardse dinge is nie meer belangrik nie, maar wat belangrik is vir my, is om U te ken in die krag van die opstanding wat daar in Jesus Christus is. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Tot 'n volgende keer, groet ek U. Kom wees lig saam pastoor Pieter en Tolly Jordaan, Sondag om 1600.